gesels vandag met die tema oor lewende hoop en ek wil ons gaan nie te lank praat nie, want nader wil ons gou iets met julle iets deel vanoggend en dan van daar af gaan. So daar's iets moois in die gang vanoggend en mag jy net as jy instap God se gees beleef. Mag ons kerk altyd geken word as as 'n kerk wat God se gees lief is. Amen. 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 As jy gebed verlang, nou gaan ons hier voor wees as jy wil gebed hê. Ons wil aan jou bid vanoggend. Maar het jy al gehoop? Weet jy wat is hoop? Joe Black sê, waar is my slides? Is dit op? Joe Black sê, hy sê hoop is wat? Hy sê dis die wens die son weer moet opkom. Het jy al 'n keer gehoor? Bring jou hoop weer terug. Nee, dis heat mos. Maar het jy al gehoop vir iets? Of ken jy hoop? Wat is hoop? Het jy al gehoop vir iets? Vrouens, het jy al gehoop dat jou man by skool goed was? Man, dat jou vrou die gras gaan sny? Michael, hè? My pa het gehoop sy kinders los sy tools die garage uit. Weet ek hoop dat as klomp gewoon mense hoop. Party mense hoop die bokke weer gaan wen of cheetahs gaan wen. Party mense almal het hoop. Jy hoop, nê? Nee? Party mense hoop vir 'n nuwe werk. Ander hoop dat dinge beter uitwerk. Party mense hoop dat hulle huwelike gaan werk. Ander mense hoop dat hulle kinders gesond word. Almal hoop. Hoop. Wat is hoop? Vergeet my stem is krappiger vanoggend. Hulle saamwerk. Ek hoop hy hou vandag. Nee? Hoop is meer so gevoel. Dis baie keer sê ek hoop ek wen die lotto. Ek op die lotto praat blykbaar, nee, is hy nie van die lotto praat nie. Ons speel die lotto nie waar, dis mag jy lotto speel nie. Ek hoop ek kry 'n nuwe BMW. Ek het die week gehoor my BMW is nie so mooi as ander dink hy is nie. Jy party mense hoop vir klomp goeters. Maar almal het hoop. Party mense het nie hoop nie, dan gaan hulle Amerika toe, nê? Deel van 'n ander 44 mense wat oorsee is. Ek het gehoor is 3 van hulle wat uit Bethlehem uitkom, het jy geweet? 3 van hulle uit Bethlehem uit. En so party mense het nie meer hoop nie. Party mense het nie meer hoop vir liefdelik nie, party mense het nie meer hoop nie, maar hoop is 'n aktiewe of 'n verwagtende geloof wat gelowiges bemagtig of bekragtig die elke seisoen van ons lewens. Daarom hoop is kernbelangrik en is ook transformerend. Ja, die Bybel is vol verse van hoop. Ek meen almal kan opsê. Wat is die bekende vers van hoop in die Bybel? Nog nie opsit nie. Nog nie op nie. Die bekende vers. Jeremia 29:11. Ek weet wat toekoms ek vir jou beplan. Dit van 'n hoopvolle toekoms. Jesaja 40 sê volgende, die wat hulle hoop op die Here plaas. Daar's baie verse oor hoop. En is interessant as jy kyk by Google, baie van die meeste verse wat ouens soek is verse omtrent hoop en verse omtrent geloof. En kom ons lees gou die allerbekende vers Jeremia 29:11. Uit 2 vertalings uit volgende, die ou vertaling en die nuwe vertaling. So hy sê ek weet, hy praat God wat hy so praat, hy sê ek weet watter gedagte ek aangaande jou koester. Ouens, ons koester mos gedagtes. Né? Die taxi vir jou inry sê ek hoop jy kry 'n pyn. Ek koester gedagte. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nuwe vertaling is die volgende. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle moet hoop vir die toekoms hê. Hoop vir die toekoms. Die breë Afrikaanse sprekende man en vrou het nie meer hoop vir die toekoms nie. Het jy geweet? Nog wat sê Jesaja 40:31.
maar die wat hulle hoop op God stel, sal hulle krag terugkry. Hulle vlieg soos arende, as hulle hardloop en nie moeg word nie, sal loop en nie vermoeid word nie. Nou vir gesels oor die tema 'n lewe van hoop, lewende hoop. 'n Lewe van hoop en ons lewe in 'n tydperk waar baie van ons baie min hoop vir enigiets het. Nee, ons het huwelike, kinders, ons het nie meer hoop vir alles vir enigiets nie. Sal die kerke mee nie. Jy geweet dat ongeveer in die wêreld daar omtrent tussen 19 en 500 kerke 'n maand toemaak wêreldwyd. Die kerke het ook nie hoop vir hulle self nie. Die mense het hoop in die kerk verloor, hulle het hoop in hulle in die samelewing verloor. Hulle ek sien in die week 'n video waar 'n vrou beroof word en almal kyk net. En die mense sê maar ek het hoop verloor in die samelewing. Hulle het hopeloos geword. Maar ek en ek het toelaat ons hopeloos word nie, want sien ons het 'n wêreld daar buite wat hoop nodig het. Jy geweet. Hulle wil nie nog geld hê of beter karre nie. Die meeste ouens wil hoop hê. As jy hoop het, kan jy baie dinge regkry. En een van die woorde in die Grieks en die Hebreëus vir hoop is die woordjie tikwa. Die manne sal weet, ek wil gesels oor die woordjie tikwa. Tikwa is die woord in die Hebreëus en die Grieks, in die Hebreëus ekskuus, vir die woord hoop. En die gedagte is, dit praat van 'n verwagting om iets met 'n tou vas te maak. Nee, ek tikwa jou, ek maak jou vas aan iets. En baie van ons maak onsself vas aan verkeerde dinge in die lewe en daarom het ek nie hoop vir die toekoms nie. Hoop vir myself nie. Dis amper soos om 'n skip vas te maak by die hawe. Hoe dink jy maak hulle hom vas? Hulle gooi 'n tou, een van die groot toue, en dan wat gebeur? Hulle maak hom vas in die hawe, hulle ketting hom, hulle anker hom vas, soos wat? Hy nie kan rondgaan nie. En die woordjie hoop in Jeremia verwys nie na hierdie ver verlangde gedagte nie, maar hy verwys na 'n sterk verwagting, 'n oortuiging, 'n vaste vertroue. Hebreërs 11 vers 1 sê wat die volgende, hy sê geloof is wat? Die vaste vertroue. Geloof is om te hoop. En die woordjie hoop is afkomstig van die gedagte om te wag vir iets of om iets om aan iets vasgebind te word. Nee, ek bind myself vas aan iets. En so wanneer God sê in Jeremia, hy sê volgende, hy sê eintlik ek het julle vasgemaak aan hierdie vaste vertroue, hierdie verwagting, hierdie belofte van hoop. Toe vasgemaak. Ek weet nie wie daarvan nou nie, maar niemand lyk om aan iets vas te wees nie. Almal wil nog vry wees. Maar tog is ons vas. Die Here sê ek kom maak jou vas in die gedagte van hoop en hy kom op Psalm 9 vers 12 en hy sê maar julle is nou gevangenes van hoop. Ek moet hoop hê. Ek is 'n gevangene van hoop. Desmond Tutu sê volgende: hope is being able to see that there is light despite of all the darkness. So ons kan lig sien in al die donkerte. Sê hoop jy gaan vanmiddag 'n stukkie steak kry. Jy hoop dinge gaan reg uitwerk. Ek hoor iemand in die week was hulle oor see gewees en hy sê hy het net bier en vark gedrink. Hy is nou moeg daarvoor. Hy wil hy wil net maar 'n steak kry. Hy hoop vir 'n stukkie steak vandag. Hy hoop nie meer vir vark nie. Hoop. Hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 3. As jy Bybel blaai saam met my toe. My grondteks vir oggend. 1 Petrus 1 vers 3, ekskuus. Ek praat met jou vandag oor lewende hoop, 'n lewe van hoop, lewende hoop. Wat beteken dit vir oggend? Want ek wil met jou na 'n pad toe gaan vandag, so vergewe my. Hy sê geseënd is die God en Vader van Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Deur die opstanding
van Jesus in die dode. Petrus praat hier en hy sê dat ek het 'n lewende hoop. Ons het 'n hoop wat gebore is uit die opstanding van Jesus Christus, wat ons nie gemaak het, en daarom het ons toegelaat om boldly vir God te lewe. Hy praat verder dan en sê hoe ons nou toegelaat word in die verhouding met hom. En hy sê omdat ek het hoop want Jesus lewe. Hy sê ek het hoop, ek het 'n lewende hoop want my God lewe. En weerens, dis een van die enigste geloof in die wêreld waar ons God gesterf het en weer lewend geword het. Het jy dit geweet? Maar die woord sê in 1 Korintiërs 15 en sê dat sonder die Jesus se lewendmakend opstanding uit die doodheid is ons geloof dood. Daarom het ek en jy vanoggend 'n lewende hoop. Nou wat kom doen hoop vir my en vir jou? Wat doen hoop vir my en vir jou? Hoop doen die volgende. Hy kom bring vir my 'n anker vir my siel. Hoop is 'n anker. Sien, ons in hierdie lewe en ons beplan. Ek beplan nie baie, maar my vrou hou van beplan. Nee? Maar wie is ek so? Hou van beplan. Goeie mense hierdie mense. Maar jy beplan, het lewe moet so gaan. Maar dan gaan lewe op 'n ander manier. Jy beplan vir A, B en C, dan gebeur D, E en F. Nee? En lewe gebeur en jy beplan nie om siek te word, jy beplan nie om bankrot te gaan nie, jy beplan nie om hopeloos te word nie, maar tog gebeur dit. En daar sou in die Bybel gewees met naam van Job. Die woord sê Job was 'n ryk man. Die ryk mense gesê hy's ryk. Dis hoe ryk hy was. En die Bybel vertel vir ons hoe God met Job kom brag. Gaan eens 'n bietjie Job. Die woord sê waar God vir vyand sê, het jy gesien hierdie man Job? Daar is niemand sy in die aarde nie. Hy is die beste van die beste. En die vyand sê vir God, maar dis omdat jy ons baie seën. Hy sê, is right. Jy alles wegvat behalwe sy lewe. En ons sien die Job alles verloor. Eers verloor hy al sy besittings. En toe verloor sy kinders. En dis die duiwel, ek gaan sy vrou by hom los. Om te toets. Nee, ek toets dit. Nee, ek speel net. En Job gaan deur al die turmoil. En die woord sê vir ons, hy het alles verloor behalwe sy hoop. Hy het alles behalwe sy hoop verloor. Hy het nie sy vertroue in God verloor nie. Want sien, Job het geweet, dat God is 'n goeie God ten spyte van die sleg wat in die wêreld gebeur. Ten spyte van al die gemors, bly God goed. Hy sê ergens gaan die son weer skyn. Dalk het hy ergens Joe Black se liedjie gehoor. Maar ergens gaan die son weer skyn en hy het geweet iets gaan gebeur, maar hy het gehoop in sy hart dat God gaan deurkom. Ergens gaan die nag weer dag word en ek gaan weer okay wees. Ons sien storms kom in die lewe. Mense word siek, mense gaan dood, tragedie tref. Maar wanneer ek na hierdie skrif kyk in Jeremia, sien aan 'n prentjie. Ek sien 'n prentjie van God wat my vasmaak aan hoop. En in my geval, in jou geval, is die hoop Jesus Christus. Want Hebreërs 6 vers 19 sê, want ons het dit, hy praat van hoop. Die Engels sê, we have our anchor in hope. Ek het dit as 'n anker vir my siel, wat veilig en vas is. Hy praat van die gedagte, ek en jy is vasgemaak aan die anker wat Jesus is. En ek wil vandag vir jou sê, as jy nie aan Jesus vasgeanker is, die gaan jou lewe 'n gemors wees. As jy hoop dat Ramaphosa gaan die DA join, het jy moeilikheid. As jy hoop dat iets anders gebeur behalwe Jesus, gaan jou lewe konstant hierdie skip wees wat gegooi word tussen die golwe en dan gaan seer kry. Dis so 'n skip, hoekom 'n skip wat in die stormagtige see is?
as hy nie anker gooi nie, wat gebeur? Hy kan rondgeslinger word en as hy daar by die kus is, kan hy skipbreuk lei, korrek? Maar as daai skip anker gooi, wat gebeur? Hy beweeg nie. Hy gaan rondgesmeer word nie. En die woord sê, ek en jy het 'n anker, waarin ek en jy vasgemaak is, en hierdie anker is Jesus, my hoop, Jesus anker my siel. En sy gedagte, hy kom tikwa, is die woordjie daar, so hy kom maak my vas, hy tikwa my siel, hy maak my gees vas aan Jesus, my siel vas aan Jesus, hy maak my vas in die vaste vertroue, in die versekering, dat daar wel hoop is, dat hy, wat God is, weet wat hy doen. Kyk, baie keer sal ons vrouens vir ons vra, vir ons mans nou vra, weet wat jy doen? Maar weet jy, dis nou 'n vraag wat nou ons op 'n vraagteken. Had nie vertroue nie, maar die woord vertel dat God weet, ek hoef nêrens van hom te vra, Here, maar het jy 'n idee wat jy eintlik nou maak nie? God het 'n plan. Hy sal altyd uitwerk, allerlei dinge hoe donker om my. Dawid was 'n man gewees wat vervolging geken het, maar ook hoop geken het. Hoor wat sê hy in Psalm 33, hy sê, maar die Here waak oor die wat hom dien, oor hulle wat hoop op sy getroue liefde. Hy sê, maar God, omdat ons vasgemaak het in hierdie anker van ons siel, waak hy oor hulle. En daarom hoop anker my siel. Dit maak my vas. My vraag is jy vas geanker aan Jesus? Volgend of waar hoop jy? Tweedens, hoop bekragtig my. Hoop bekragtig my om aan te hou en om te oorwin. 'n welbekende stuk wat ons niemand van hou nie is Romeine 5 vers 3-5. En die Engels sê vir my baie mooi as Afrikaans. Hy sê, rejoice in all suffering, knowing that suffering causes perseverance. And perseverance, character, and character hope, which does not fail. Selfde gedagte, hy sê dat teleurstellings of vervolging bou my karakter. En my karakter, as dit gevorm word, bring vir my hoop, en hierdie hoop is vas, want hierdie hoop fail nie, sê die Engels. As in fail. Sien, my hoop is dat Christus my vashou. Hulle het bewys dat hoopvolle mense 50% vinniger recover van stres en van probleme af. En van setbacks. Hoopvolle mense herstel vinniger as mense wat nie hoop het nie. Sien, hoop aktiveer binne my desingsvermoë en verander my toetse getuienisse in. Nee? Engels sê so mooi, hy sê, it changes my tests into testimonies. As ek hoop het. Josef, die geliefde seun van Isak, was nie so geliefd as sy broers gewees nie, maar hy is verkoop as sy broers, as 'n slaaf, onskuldig, en tronk gegooi vergeet, maar hy het gehoop dat God die droom wat hom gegee het, gaan bewaar. Hy het hoop gehad. Wie sal verkoop deur hulle broers nie? Ek weet baie mense wou hulle broers al verkoop. Maar nog niemand verkoop hulle broers nie. Maar imagine jou broers verkoop jou, gooi in 'n put en hoop jy gaan maar in dood. Vir jou erfporsie, jy gaan redelik, ek dink maar human trafficking gewees, né? Jy gaan redelik mismoedig word. Maar sien, hy het 'n droom gehad. Hy was vasgemaak in die hoop aan hierdie gedagte, hierdie droom wat hom aangespoor om deur te druk. Ten spyte van terugslag, ten spyte van aanslag, van verwyte, het sy hoop staande gebly. En sy hoop het sy suffering getransformeer in purpose in. Sien, my en jou probleme, ons uitdagings gaan baie keer ons propel in ons purpose in, as ek hoop het.
Maar baie keer my destiny aktiveer. Corrie ten Boom sê volgende, hy sê, faith sees the impossible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Dit was onmoontlik gewees vir Josef om uit die tronk uit koning te word. Behalwe in Suid-Afrika. Hy is vergete. En wat gebeur? Die Here promote hom, want hy het hoop gehad, had die Here hom nie vergeet het nie. Ek weet nie waar jy sit vandag nie, ek weet nie wat jy beleef het nie, maar God het jou nie vergeet vanoggend nie. As jy kan hoop, en kan vertrou in God, hy het jou nie vergeet nie. Hoop inspireer my om te skyn in 'n donker wêreld. Sien, die wêreld is donker om ons. Matteus 5 sê, hy sê, julle is die lig vir die wêreld. Almal ken hy teks, dan sê hy, jy gaan lig nie wegsteek nie. Dan sê hy verder, skyn jou lig so, dat die Vader in die hemel verheerlik mag word. Sien, hoop bemagtig en bekragtig my het nie, maar hoop maak, inspireer my om lig in 'n donker wêreld te wees. Maar as jy nie gesê, as jy dalk lus is, jy sê nee, skyn jou lig, hy sê jy is die lig van die wêreld. Jy is die lig. En ek en jy is veronderstel om in 'n donker wêreld hoop te bring. Het jy al langs 'n ou gestaan wat hoopvol is? Dis lekker. Lekker nog gesels. Maar as jy langs 'n pessimis staan, kyk, jy wil net wegkom. Want hy kla net. Esther, jy weet sy koningin, in Esther 4, jy gaan lees. Sy koningin is in ballingskap geneem, en lewe met die gevaar dat daar mense uitgewis gaan word, alhoewel sy aanvang eers haar in die tyd geheim gehou het, kom sy mensie vir die koning, en sy het hoop en geloof in God, sy verlossing, en dryf van haar plek toe, om onverskillig op te tree vir haar mense. Hoe gaan sê Esther 4, hy sê volgende, 4 en 14, as jy nou swyg, dan kom van 'n kant af uitkoms, en een van die Jode, sal die familie omkom. Wie weet? Miskien is jy met die oog, op 'n tyd soos die, had jy begin moes word. Oupa met daai môre, oupa met daai sê vir hom, maar luister die, jy gaan uitgewis word. But you've been called for a time as this, appear before the king and speak. Die kerk is op 'n plek waar die sept uitgestyg is en sê, my kerk moet begin praat, begin hoop in die wêreld gee. Maar ons gee nie hoop nie, ons gee amper die mismoedigheid. Ons bring nie hoop nie. En hy sê vir Esther, as jy sou hoop hê en jy kan praat, gee jy mense wen. Die kerk is geroep vir 'n tyd soos nou. Ek en jy om lig te wees, you've been called, en jy moet lig in die wêreld wees om hoop te bring. Jy al 'n donker tonnel gery? Nee, donker het ons nie so baie van al gedoen nie. As jy 'n donker tonnel moet ry, of moet loop, en dit is donker om jou, en daar doorrandkant is 'n liggie, wat maak dit by jou? Hoop. Want die lig is naby, die einde is naby. As Eskom afgaan met beerkrag, dan hoop ons, die lig skyn weer. Skyn nog jou lig. Sien, Esther was bereid geweest om alles op die spel te plaas, om weer in donker tyd al lig te skyn vir haar mense. Sien, God roep my en jou as 'n baken van lewende hoop. Ek hoor in die week, Christa, hierso is, sy gaan uitbegin bedien by die tronke. Die gemeente, iemand in die gemeente, gaan 'n baken van lig wees in 'n donker wêreld. Daar waar jy is as onderwyser, of as mechanic, of as 'n bankpersoon, of wat ek nie mag wees, ek is veronderstel om 'n baken van lewende hoop vir mense te wees, vir my samelewing. Daar's klomp goed wat ek nie kan doen om hoop te bring vir ons mense, maar hoe kry ek hoop as ek hoop verloor het? Want baie van ons wil hoop verloor. Maar gaan goed met daai ou, maar nie met my gaan altyd sleg.
Het al hoop verloor? Wie het al hoop verloor? Ek het al hoop verloor. Paar mense ons eerlik. Sien, die uitdaging is, as jy die hoop verloor, dan ek verloor baie van wie ek is. Hoe kry ek hoop terug? Jesaja 43 vers 8 tot 19. Ek besef dat God maak alles nuut. 'n Nuwe president gaan nie vir jou hoop gee nie. 'n Nuwe baas gaan nie vir jou hoop gee nie. 'n Nuwe vrou gaan nie vir jou hoop gee nie. 'n Nuwe man gaan nie vir jou hoop gee nie. Al die hoop gaan gee vir jou is God. Hoe gaan sê hierso? Hy sê Jesaja 3 vers 8 en 19 sê vergeet al die dinge wat in die verlede gebeur het. Dis niks in vergelyking met wat ek nog gaan doen nie. Ek gaan niets doen. Wil jy eens begin? Kan jy dit sien nie? Hy praat hier met Israel, dieselfde volk wat in Jeremia vasgevang is in ballingskap. Hy sê ouens, ek gaan vir julle 'n nuwe hoop bring. Ek gaan vir jou 'n nuwe hoop bring. Kan jy nie sien nie? Uitdaging is baie keer as ons nie hoopvol is nie, kan ons nie dinge sien nie. Nee? Ons kyk vas in ons probleme en ek kan nie altyd die uitkoms beleef of ervaar of sien nie. Maar hy sê vir die volgende, hy sê vergeet gou van die ou goeders. Die goed en die sleg. Want baie keer hou ek vas aan die ou goed wat verby was, die goeie goed ook. En ek hoop daai gaan weer gebeur. God het vir my in 10 jaar terug, het hy vir my so gekom. Ek hoop hy kom op baie manier weer vir my deur. Want baie keer wil God vir jou 'n nuwe manier, 'n nuwe hoop, 'n nuwe uitkoms bring, maar ek kyk vas aan die ou dinge. Hy sê ek vergeet die ou dinge ook, die slegte dinge ook. Ek wil 'n nuwe hoop kom gee en as ek net weet 1 Petrus 1 vers 3 sê dat ons hoop is Jesus Christus. Ons lewende hoop vir my en vir jou is Jesus. Hy is die persoon wat vir my hoop bring. Moet jy nou in Grieks sê, wat beteken om confident expectation, assurance. Hy sê die anker en hoop is vir my 'n vaste, it's a confident expectation, it's an assurance. Wanneer God my tik waar, maak hy my vas. Maar baie keer wil ek nie die nuwe hoop sien nie. Ek wil baie keer soos Israel nie die nuwe hoop wat God vir my sien, my gee sien nie. Al so vasgehou aan gister en die wonderwerke van gister en die rooi see en die manna en die goeders, dat toe die goed gebeur, toe wil hulle mis. Maar hulle was blind gewees vir die wonderwerke van môre en van vandag gewees. Wat het God vandag vir jou gedoen? Wat gaan God môre vir jou doen? Hy het gister weer dit gekom verseker, maar God wil vir jou op 'n nuwe manier hoop bring. Hy wil vir ons 'n lewende hoop gee. Die tweede manier is ek moet fokus op God se beloftes, nie omstandighede nie. Baie keer as ek so vasgevang in my omstandighede, ek kan nie fokus op die beloftes wat God my gegee het nie. Hebreërs 12 vers 1 sê, met die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van my geloof. Hy sê nie, my oog gefestig op die bank, of die ekonomie, of die inflasiesyfer, of rentekoers nie. Hy sê nee, my oog gefestig op Jesus, want in hom is ek gewortel in die beloftes van God oor my lewe, en affekteer nie my situasies nie. Sien, wanneer die storms kom, moet ek my oë vestig op Jesus. Petrus word op die waters geroep. En wat gebeur? Hy loop op die water en die woord sê, toe hy om hom kyk, begin hy sink. Maar as lang hy Jesus gekyk het wat gebeur? Hy het op die water geloop. Baie keer, omdat ons vergeet van die beloftes van God, en ek fokus nie op God en die beloftes nie, dan kyk ek als om my, begin ek sink.
Die derde is dat hoop in my groei deur lyd van my en geduld. Ek is nie geduldige ou nie, glad nie. Ek sukkel met geduld. Maar hoop laat toe dat ek kan begin geduld leer. Ek hoop. Nee? Ek vertrou. 'n boer wat plant, is iemand met geduld. Kyk, as ek wil plant, ek sê elke dag hy ding oopmaak, kyk, het al gegroei. Maar 'n boer gaan en hy plant, dan wag hy. Hoe lank wag jy, Jean? Kom my by. 'n week tot 'n maand. Almal het gewas. Want nog niks gebeur nie. Nog nie opgekom nie, nog niks nie. Hulle wag geduldig. Maar hulle hoop. Iets gaan gebeur. Hulle hoop. En so moet ek hoop en verwag op God vir deurbrake. En dan gebeur die transformerende werk in my lewe. Maar 'n ander manier hoe ek hoop kry is om betrokke te raak. Jy al agterkom, hulle sê birds of a feather flock together, né? Jy het al gesien. Die hopelose mense, hulle kuier saam. Jy het al gesien? Nie die groepie. Hulle kuier saam. En die hoopvolle mense kuier saam. Hoekom? Daar's iets wat gebeur wanneer ek betrokke raak by 'n groep van hoopvolle mense. Hulle stuur iets in jou gees op, want dit kan met my ook gebeur. Hoekom dink jy sit hulle al die advertensies van wenners op TV? Met die hoop dat jy wil hoop om te kan wen. Dit is sielkundig. Want ek kan ook dit doen. Sien, wanneer ek in 'n myself omring met mense wat hoop aktiveer, dan bou dit my geloof. Geestelike vriende en geestelike gemeenskap skep 'n omgewing wat hoop nurture deur bemoediging, getuienis en gebed. 'n Getuienis, en is jammer ons bring nie my getuienis mee nie. Getuienisse stuur my geloof en my hoop. In die ou dae het hulle elke Sondag aand, ek reg onthou, het hulle getuienisdienste gehad. And it stirred faith. It stirred faith. It stirred faith. As God kon doen vir Johan, kan hy dit vir my doen. Vir my doen, kan hy dit vir Martin doen. Vir Martin kan hy dit vir Lawrence doen. Dis die ding. Waar is jy betrokke? Is jy betrokke? Ons binnekort gaan ons klein groepe begin launch in die kerk, waar ons saam kan groei in die week. En saam kan hoop kultiveer. Mekaar bemoedig. Die vraag is, hoe kan ek 'n lewende hoop vir die wêreld om my wees? Ek sien ons gaan 'n klomp goed doen en ons 'n klomp goed beleef, maar ek het 'n taak, ek moet dinge doen en hoe kan ek vir mense om my hoop gee in 'n donker wêreld? En die eerste ding wat ek moet doen is ons moet onsself wortel in God se woord en opstandingskrag. Maar sien, as ek nie gewortel is in God se woord en sy krag nie, gaan ek nie vir iemand hoop bring nie, want wat gaan ek vir hom gee? Onthou in Handelinge 3 kom Paulus hulle by die ou en hulle sê vir hom, of Petrus, hy sê van dit wat ek het, gaan ek vir jou gee. Wat gee jy vir mense? Gee jy vir hulle hoop? Is jy deel van die mense wat eendag daar gaan wegraap word en ons gemaak het hulle dit vreeslos? Dink jy ons besef wat 'n vrees hulle losmaak met die goed op die oomblik nie? Ons het baie keyboard warriors wat sal baie gou vrees aanwakker. As ek begin myself gewortel kry in God se woord en sy beloftes en in plaas van vrese eerder hoop aktiveer. Ek moet lewe met 'n verwagting en 'n geloof. Ons het dink 3 weke terug aan gesels om verwagtend te wees, verwagtende geloof. Dit beteken dat teen Josef en Job ten spyte van moeilike tye
het hulle standvastig in hulle geloof vertrou en gehoop. So hulle was vasgemaak aan die hoop van môre. Was vasgemaak in die gedagte dat God gaan deurkom ten spyte van hoe dit lyk. Ek moet toelaat dat hoop my moeilike tye dra, omdat ek weet God dat alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. Wie het God lief in die plek? Therefore God will work everything for your good. Miskien aan en ek moet my hoop begin skyn deur woorde en dade. Want baie keer is baie oulik. Die kerk kom baie keer met mekaar en ons is hoopvol. Maar skyn my hoop uit deur my woorde en my dade. Wat doen jy? Ek moet 'n baken van hoop wees vir mense deur bemoediging, deur te dien. Deur woorde van geloof en van hoop. Deur vir iemand baie keer 'n koppie sop te gee om hoop te gee. Party ons klere te gee is baie keer hoop. Ons is geroep om in ons samelewing en in Bethlehem hoop te bring. Bring ons hoop. Gee ons hoop. Skyn ons hoop uit. Sien my verhouding, my houding en my optrede moet vrede en vertroue demonstreer ten spyte van onsekerheid. Baie keer is mense so onseker. As ek net kan 'n bietjie hoop gee. Daai song gesing, kom op my nou. Give me hope, Joanna. Wie daai song gesing? Wat hy lailetjie. Die Afrikaner volk het hom siek gesing. By elke partytjie het hulle hom gesing. Die wêreld wil hoop hê. Maar deel van ek moet my hoop boldly begin deel. Ek is so bang om hoop te deel met mense. Maar saam met ek moet vas bly. Stay connected. Moet 'n leefstyl kultiveer wat sensitief is vir Heilige Gees. Want sien as Heilige Gees in my lewe, my praat, kan ek in Shoprite loop of in Checkers loop of waar ek loop en God vir my sê maar gee hoop vir daai persoon. Deur die middel van wat ook al mag wees, of dit nou is deur in die middel van Checkers 'n gebed te gee, of dalk vir iemand net 'n koppie sop te koop, of wat ook al te doen, or whatever it might be, ek moet sensitief wees vir God se Gees om te sê, maar doen dit. Jesus het rondgeloop in die Ou Testament of in die Nuwe Testament, en die woord sê, jy het compassion, maar hy was sensitief wees vir mense se behoeftes, en hy het hoop gebring, dis altyd gedoen het, hy hoop gebring, deeltyd. Kom by sieke, gee hulle genesing, gee hulle hoop. Kom by hongerig, gee hulle kos. Hy het hulle hoop gegee. Gee ons nog hoop vir mense of gee ons vir hulle onsekerheid? Gee ons vir hulle wat gee ons vir hulle? Sien God se Gees my bekragtig. Paul, kom speel vir my asseblief. God se Gees wil ons bekragtig om sensitief te wees. Om weer hoop te gee vir 'n wêreld wat nie hoop het nie. En wie wil jy self bevind nie? Ek weet nie of jy al vanoggend dalk hoop verloor het nie. Ek weet nie of jy vanoggend op 'n plek kom het waar jy gesê het, maar eers iemand, ek weet nie of ek self nie hoop het vir die wêreld nie. Maar sien, die lewende hoop, 1 Petrus 1:3 sê, maar ek en jy het 'n lewende hoop. 'n Lewende hoop in Christus. In Christus. Maar wat sê hy? Al die teks. Hy het 'n geskenk tot 'n lewende hoop. Die opstanding van Jesus Christus. As ou song, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. En hy daai slaaitjie, het hom baie gesing. Daar's iets omtrent hoop
Ek wil saam met jou sê, bring hoop weer terug. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, het jy nog hoop? Daar waar jy is, beleef jy hoop in jou eie lewe? Of het jy hoop verloor? Sê is iemand, whatever, ek God wat ons anker. Nee. Die woord sê, God wil ons vasmaak. Hy wil ons tikwa. Hy wil tikwa. Hy wil jou vasmaak aan die gedagte van hoop. En daar waar jy so ingaan met die tronke en die bank, die skool, by die huis, wat jy met mense werk, dat hulle sal iets smaak van hoop. Again, there'll be hope in your life, en dat jy lig sal skyn, dat jou ouens se lewens sal impakteer met gedagte wat God het vir jou hoopvolle toekoms. Al vat die regering almal se land en al word ouens siek en al word die hoe ook al. Ek glo God. Want hy sê ek het beplan vir jou. Wat vir my sê hy het gaan sit. Hy het gaan uitwerk. Want om te beplan moet jy somme maak. Is ek reg? Jy beplan. Ek het soveel saad nodig vir soveel grond, vir soveel dit. Ek wil Durban toe ry, ek wil daai pad ry. Jy beplan, hy sê ek het beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms. Reg, die Bybel sê God se gees, 'n gees van hoop is volgend. As jy volgende hoop het nie, wil ek jou vra, daarmee jouself vasmaak eerstens vir aan Christus. En hy is die anker vir jou hoop. Hy is die een wat vir jou hoop kan gee. Nie ek of die landsregering of jou vrou of jou man nie. Ook nie die bank nie, ook jou kinders nie. Net God se gees kan vir jou hoop bring. Tweedens wil ek jou vra, skyn jy jou lig? Bring jy hoop vir 'n wêreld? Is jy 'n baken van hoop? As mense jou sien, kan hulle sê, maar Evan is 'n baken van hoop vir mense om hom. Kan hulle sê, daar waar jy beweeg, bring jy hoop? Skyn jy 'n lig van hoop? Is jy deel van die klub van mismoediges? Hoe hierdie land net hemel toe gaan en klaar kry. Gaan bevind jouself. Vader, vanoggend Here wil ons vasmaak aan hoop. Here, ek wil ons weer op 'n plek bring, Here, waar ons kan hoop. Here, dankie dat U oor my droom, oor my beplan, 'n hoopvolle toekoms. Maar Vader, ek bid vir elke persoon wat hoop verloor het, Vader, mag hulle vanoggend, Here, mag hulle beleef hoe U kom hoop in hulle losmaak. Vader, hoe U kom aktiveer in hulle gees die hoop van môre, die lewende hoop van Christus in my lewe. Here, mag ons verswim om ons mense lig skyn en hoop vir hulle bring in 'n donker wêreld. In Jesus naam. Laat ons oë gesluit is in die plek nog. As jy volgens sê, want ek het my hoop verloor. En ek wil hê dat God se gees net weer binne my moet kom hoop, kom opwek vanoggend. Net vir jou hand opsteek vanoggend nie. Net vinnig, niemand kyk rond nie. Dankie. Net vinnig. Here,
Nou vir elkeen wat sê, Here, ek het hoop nodig. Bid ek dat die Gees nou kom aktiveer binne hulle. Geloof en hoop. Jy die woord sê my Gees van vrees gee nie, maar van liefde, van selfbeheersing, van krag. Elke vrees nou moet weggaan, Vader. Mag hulle sien en ervaar hoe u hoop binne hulle aktiveer. In Jesus naam. Amen en amen.